Goeiedag en ons gesels weer oor die kuns van die lewe wat ons in Efesiërs 2 kry. Soos ons gister gelees het, ek som net vir ons op. Toe ons in ons sonde geleef het, was ons vir God dood. Liefde vir ons het God gedryf om ons vir hom lewend te maak, vir hom. Deur Christus se volkome werk, deur die onverdiende guns, naamlik genade, ons te red. Nou lewe ons as 'n geredde mens in 'n nuwe lewe op aarde. Dis juist hiervoor dat ons ontdek hoe praat en bou die Here my. Dit sal altyd deur die woord wees, natuurlik, maar in jou verhouding met hom deur baie ander maniere en dissipline, soos in Job 33:14, wat sê, God spreek op een, ja, op twee maniere, maar die mens let nie daarop nie. Die dissipline is om op te let, hoe en wat werk in en vir my. Ek neem voorbeelde in my lewe. Onthou tog net eers die vorige opname, die wegkruip speletjie met jou kind. Waar is hy, daar is hy. Aanhalingstekens. God kruip weg om gevind te word en in die proses ontdek ons 'n klomp goed. God steek uit, 'n voet, 'n hand, sodat hy gevind kan word, soos met jou kind. Ek gee vir ons 'n voorbeeld uit my lewe dat daar aan ander dinge God beleef kan word en 'n leefstyl word. Besoek in Namibië, gaan ek in Swakopmund die kristalhuis en ek kom op 'n plek waar daar 'n groot swart klip wat middeldeur gesny is en binne is die pragtigste kristalle en skakeringsblou van ligblou tot die diepste blou. Die vorm van die kristalle is net asemrowend. Mens word net absoluut ingeneem en ingetrek. Ek dink net hoe mooi en pragtig is die binnekant. Dit net 'n klip. 'n Swart skurwe klip wat vir my net lelik is. Ek is so weggevoer met die skoonheid van die kleur en die skakerings en die perfektheid van die vorm van elke kristal. Binne is elke stafie van die honderde kristalle mooi geslyp en gepoleer. En terwyl ek so kyk en lees dat hierdie klip 'n klomp meter onder die grond uitgehaal is, vra ek myself, waarom is hierdie skoonheid so weggesteek binne 'n hol klip? Die kristalle is vas aan mekaar en saam vas aan die rand, aan die binnekant van daai klip. En terwyl ek so in verwondering staan, hoor ek in my hart, en dit is hierdie dissipline wat saak maak vir my, is om op te let oor wat Habakuk sê. Ek gaan op die wagtoring staan en ek gaan kyk wat God in my spreek. Dis 'n tipe van 'n gegiete leefstyl wat ek in my lewe gevind het, wat vir my werk in die voorbeeld. Kom ons gaan verder by die storie. Ek hoor hierdie ding in my hart. Dit was vir my die Here se oë bedoel, maar ek deel dit met jou. Wat 'n ding om te sê dat God se skoonheid verberg is vir sy oë alleenlik, maar hy deel dit vandag met my. God wil so graag 'n vriendskapsverhouding met ons deel. Soos met Adam en Eva deur die dood eenvoudig in te kom en met hulle te gesels. Hierdie vriendskapsverhouding is nie waarna Jesus verwys as hy Johannes sê, julle is my vriende. Ek noem julle nie meer slawe en onderdane nie, julle is nou my vriende. Hierdie woord en vriende hier is die binnekring vriende, die binnekring van die koning se vriende, die ander soldate en onderdane, maar die binnekring vriend word toegelaat om by die koning in te kom en selfs aan hom te vat. Dit is hierdie vriendskap wat God begeer en met ons wil hê. Hy nooi ons dus uit. Nou hier kom die Here en hy sê eintlik vir my, vriend jy, ek deel hierdie skoonheid met jou. Dit wat ek aan die binnekant sien, ek sien ook jou skoonheid. Dis hierdie tipe proses wat God se openbarings in jou hart 'n werklikheid en 'n waarheid maak. Ek stap uit met hierdie wonderlike opwinding in my eie hart. God deel die mooiheid wat hy geskep het ook met my. Maar die ding is dan so swart en buite en so lelik, 'n swart gebaande klip, en terwyl ek so verby 'n geweldige groot kristal by die ingang loop met hierdie gedagte van, dis lelike klip waar ek na gekyk het. Hoor ek weer in my hart die Here sê, die buitekant is vir my net so mooi soos die binnekant, soos met jou.
Wat binne is en wat buite is als vir my mooi, sê hy. Is dit nie 'n werklike gebeurtenis waarop jy jou lewe kan bou nie? Dis hier waar 'n basis in jou lewe gevorm is oor hoe om te leef as navolger van Jesus, hoe om na mense te kyk en na dinge, hoe God na my kyk. Dis karakterbou, iets wat in die lewenstyl gegiet word en vir ons kan werk. Hierdie dinge en gebeure soos musiek en natuur en mense en lees en prediking werk vir my. Wat werk vir jou? Ek hoop dat hierdie een voorbeeld iewers iets vir jou losmaak om oplettend te wees en dat God graag gevind wil word. God steek uit. Al is dit 'n groot swart klip, pragtige kristalle binne, en sien net die hand en voet werk van God wat uitsteek. Dit lei na 'n groter ervaring van wie die Here vir my is en vir jou ook kan wees. Om so jou verhouding met God te bou en 'n navolger van hom te wees. Paulus sê dat ons verligte oë van die verstand kan kry om te sien hoe hoog en diep en breed sy liefde vir ons is. In Sefanja 3:17 sê hy dat hy verheug hom oor jou. Psalm 27:8 sê, my hart sê, soek my aangesig. Begin by dit wat uitsteek, wat jy kan sien of hoor en die groter kan ontdek. Bly in die dissipline om te sien of te hoor wat uitsteek en reageer met kinderlike gehoorsaamheid. Oorgawe word op sy beste gedemonstreer deur gehoorsaamheid en vertroue. Kom ons bid saam. Help ons, Heilige Gees, om die Vader se roep te sien en hoor. Dit te volg en nie meer te ontdek. Dit te omhels en te besef, dit is die vrylewe wat ons hier en nou vandag kan ervaar. Amen.